So vir die next 2 jaar was het ek en my Bybel. That's it. Ek het geweet hoe om die Bybel te lees, ek het in Genesis begin lees en ek het die Bybel gelees. Ek het hom klaar gelees, seker 'n paar keer. In die charismatic movement, ek het die charismatic movement gelos, because ek het gevoel, people don't, jy sien heilig genoeg heiligheid hier. In die charismatic movement en Pentecostal movement is daar niks assurance of salvation nie. Nee? Jy het nie 'n guarantee dat jy hemel gaan bereik nie. Geloofsekerheid is Jy nie daar nie. het dit nie. In die terwyl ek in die charismatic movement was, nee, was 'n klomp dinge wat ons gedoen het, wat ek gedoen het, wat totaal en al teen die skrif was. Nee? Maar wat okay was, because why ek kan maandag maar net bely. Wat toe met my gebeur in hy het ek begin suicidal raak, begin depression te kom. Oor dit, want ek kan nie verstaan nie. En my question wat ek gehad het was ek sê toe vir myself, nee man, daar is miskien nie 'n God. Miskien is daar nie 'n God nie man. Because hoe kan, as daar 'n God is, dan kan hy nie heilig wees nie. Hy kan nie righteous wees nie. Because ek weet wat ek doen is sonde. En dan gebruik hy vir my om almal daai wonders te doen, die krag val, die Heilige Gees is present. Hy's 'n Heilige Gees. Want ek het regtig gedink as die Heilige Gees. Né? So nee man, ek dink ja, as 'n God. Miskien as hy 'n God. Ek dink ek moet net wegkom. Want my lewe is miserable. Ek het niks close vriende meer nie. Ek is alleen. Ek word gesien as die man van God, maar niemand weet wat ek in die private doen nie. Sien en almal daai en ek het besluit, ek sê toe vir die pastoor wat my oom is, ek sê toe vir hom, luister, ek is klaar met die kerk. Ek is klaar met die Here. Ek gaan nou stap. Ek het hom daai gesê die Dinsdag. Die Woensdag het ons 'n diens, 'n evangeliediens wat ek moet lei. En hy sê vir my, "Maar jy moet nog môre diens lei." Die het niks gehoor wat ek gesê het nie. En ek sê nog vir hom, "Oké, nie is reg, ek sal nog nie môre diens lei, maar dan is ek klaar." En ek sê vir die Here, "Here, môre is my laaste dag op die job." Dan is ek klaar met jou. En is klaar met jou kerk. En die Woensdag aand het ek die diens gelei en die krag het weer geval. Die krag het weer geval. Ja. Emotional hype, het was en dit met iemand wat ek daarvan aan my diens, dus ek nog meer kwaad. So, hoe kan jy my gebruik, Here? Ek onthou ek het nog in die pad afgestap en geskel in die pad met die Here. Oor daai ding. En ek het hy next week het ek uit die huis getrek, ek het my op flat gekry, weg van almal, want niemand weet waar ek bly nie, en ek vir die next jaar en 'n half het ek daar gebly. En ek het in die wêreld gegaan. Maar die grootste turning sal ek sê, het was 'n vriend van my wat saam mee gewerk het, sy naam is Gertse. En die een aand, terwyl ons lekker dronk, vra Gert vir my broer, verlang jy nie daai dae nie man. Toe ons die Here gedien het man. Ek sê, ja my broer, ek verlang hy daar is nogal, hy was nice daar gewees, but wie sê hy daar was real? Nou, mens, as man, ek sê, maar hy daar was beter as die daar. Ek sê, ja, dat is so. Hy sê, nee, ek dink nogal baie aan hy daar. En ek sê nog vir hom, vergiet van daai man. Ons geniet die lewe nou. Vergiet van daai. En Gert sê, ja, miskien vergiet daarvan. En Gert se gaan toe huis toe daai aand. En die next oggend, nee, wat ek by die werk kom, kry ek die tyding. Gert het homself deur die kop geskiet. Hy het hom doodgemaak. Hy het van my huis af gegaan. Huis toe gegaan, na sy vrou toe, 'n gun opgetel en hom doodgeskiet. En ek was die laaste ou met wie hy gepraat het. En ons was so in 'n ding, dat ek kan sê, wie dink aan sulke goed? Daai neda, het my lewe geskit. Dominee Mario Mannewil, wat 'n voorreg. Ons is in Stellenbosch by 'n gemeente wat nou elke maand vir julle bid en kry julle nuusbrief en dis so 'n voorreg om te voel dat daar is 'n spesiale band wat ons het. Ek weet jy verkies Engels, maar ek het gehoor jy kan goeie Afrikaans praat. So ek gaan probeer om 'n bietjie Afrikaans ingooi tussendeur en dis 'n voorreg om jou broer in die Here Jesus te wees. Jy was by ons konferensie vroeër verlede jaar ook en daar's soveel mense wat ons die afgelope weke kontak wat uit die charismatiese Pinksterkerke kom, die welvaart teologie in Engels, die prosperity gospel en ons het nou al baie lank probeer om by jou uit te kom en uiteindelik jy's terug uit Kenia
Ons is dankbaar daarvoor en ons wil graag vir 'n klompie Afrikaanse mense bietjie gesels oor jou bediening, jou hoe die Here met jou gewerk het. Wil jy vir ons voorbegin? Eers net waar jy groot geword het en hoe jy uiteindelik in die Pinksterkerke betrokke geraak het. Ja, laat ek eers net sê, ek is dankbaar vir Grace Fellowship in Stellenbosch. Die eerste keer wat ek hoor van loods en van die kerk, het hy my gekontak en gesê, luister, ons wil graag julle bediening kom besoek. En eerste keer het gedink is, hy praat gewoon al met sy vrou. Maar toe die een Sondag, toe's daar seker 'n stuk van 30 of so, blanke mense. By 'n majority colored black congregation. In Bellville Suid, in Rover Bellville Suid, ingestap in onze kerk en het was amazing. Het was amazing om dat te zien. En ik denk dat is waar die partnership en die fellowship het vandaag begin. Ons het toe in contact gebleven met elkaar. Ik en Louis het een paar keer elkaar ontmoet. Ik heb bij hulle een van hulle kampen gepreek en zo aan. So, net om te zeggen, ja, zwart, wit, bruin is allemaal het één evangelie, één God, één Jezus wat ons gered het. En zo is ons blij voor die type broederlijkheid en broederlijke liefde wat daar is tussen ons. Ja, ek het groot geword in Bellville Suid, net hier so, en soos jy nou ingerei gekom het, sou jy gesien het, die environment, jy kan verby drug dealers, gangsters, prostitutes, hulle allemaal is in die strate, en hulle is bezig met hulle doen, jy het verby hulle gekom om by ons uit te kom. Ons is reg in die middel van gangland. Reg rondom ons kerk is activiteite, bende activiteite, wat gebeur. Ek het groot geword hier so. Gebore, watter jaar is jy gebore? 75. Okay, so jy is 2 jaar jonger as ek is 73. Ja, 1975 gebore. Al die jare van my lewe, tot op die ouderdom van, ek dink ek is hier uit die Kaap het getrek toe ek 23 was. Toe trek ek Kimberley toe. Want hy wil escape het, hy wil weggekom van die plek af. Okay, maar by die begin te begin. Ja. My eerste kontak met, sal ek sê, met evangelie Christene was seker tussen die ouderdom van 5 en 7 jaar oud. Amerikaanse missionaries het 'n kerk gekom plant hier in Bellville Suid, bietjie verder weg van waar ons nou is, nie tussen gangland nie, maar oor kan een van die skole, en hulle mense het gekom en aan deure kom klop om van die kinders by die kerk te kry. En so het aan ons deur opgeklop. Ons is 4 kinders in die huis. My maale daai tyd was 'n geredtie, hulle was in drank betrokke, hulle was de mekaar. So vir hulle was dit net, het was nice. Iemand gaan die kinders besig hou. Alright, so ons gaan en ons is happy, ons like nuwe dinge, ons like om te sien wat gaan aan. Ons gaan en ons gaan gesorg word ook voor, ons kry koekies, lekkers, allei. En daai was regtig die eerste keer wat ons ander mense ontmoet het. Want die pastoor wat daar was, 'n Amerikaanse pastoor, hy was 'n wit man. Dis die eerste keer wat ons in daai tyd, daai is nog apartheid jare. Ja. Met different tipe mense regtig aan aanraak wat belangstel. En het was uitsonderlik. Het was baie wat belangstel in ons. I mean, snotnies kinders wat eens regte skoene het nie. Vuil kinders. Wat was julle evangelie wat hulle toe aan julle verkondig het? Hulle was Pinkstermanne. Hulle was Pinksterouens en hulle het die evangelie verkondig. Dit was Jesus Christus. Ek dink dit was baie die type of campus crusade kind of ding. Hulle het baie video's gewys, daai jaar nog Burning Hell. Baie in Brimstone video's van Left Behind type goeie. Goed. Nie die nuutste Left Behind, maar die ou Left Behind, ou type movies omtrent daai, die rapture gaan kom, al die type goed. Dat is waarin ons was. Ek was about to, ek het daar ervaar wat dit is vir ander mense om vir ons liefde te bewys. Ons is baie na aan hulle. Hulle het ons gou ons attention gekry en hulle het genuinely omgegee. Reg. Vir ons. En ons is 'n klomp van die gemeenskap kinders wat daar was. Ouderdom 9, sal ek sê, as ek mooi kan onthou, is wat ek regtig die eerste keer die evangelie gehoor het
en dink ek het dit verstaan. Is toe my pa vir my vat na 'n tent meeting toe. Daai CFN, Christ for All Nations ouens, daai Reinhard Bonke ouens. Reinhard Bonke. Ja, hy was hier nie, maar dit was sy ministry wat 'n tent campaign gehad het hier in Bellville en my pa het met hand gesleep en die oude daar gepreek in Afrikaans. Hy het gepreek van Jesus Christus het gesterf op die kruis vir ons en as ons vir hom reject dan gaan jy hel toe. En die hel is vir ewig en alai. En ek onthou, daai was die eerste keer wat ek regtig bang geword het vir die hel. Wat ek regtig het verstaan het, ek is 'n sondaar en ek gaan hel toe en ek wil nie aan toe gaan nie. Daai feeling van vrees het by my gebly vir jare. Nee. Ek het toe daai dag vir die eerste keer wat die altar call gemaak word, toe gaan ek ook vorentoe en ek het die sondaarsgebedjie opgesê en ek onthou nog toe ek saam met my pa huis gestap het, ek myself gesê, ek wil soos daai ou kan preek eendag. Ek dink ek gaan preek. En ek het dadelik sommer op die laerskool, dis hoekom almal wat my ken, het altyd maar gesê dat ek is bekeerd gebore. Want van die ouens wat my geken op laerskool, toe begin ek te preek. Ek het begin te sê die goed wat die ou gesê het. Jy moet jou bekeer, jy gaan hel toe. Daai het gelaaste vir 'n week, 2 weke. As ek maar back to myself. Ek was 'n baie rowwe kind, want enige kind hier in Bellville wat hier groot raak, jy moet jouself kan defend. Het is of jy of iemand anders, maar jy gaan moet fight. En omdat ek baie klein was, ek was die kleinste gewees op die skool, in my klas altyd, ek was altyd ouer as ouens, maar die kleinste van ouens. Dit was altyd deur die jare soos daai op skool vir my. En omdat ek klein was, wou mense my boelie, en omdat daai gebeur het ek 'n wapen gehad. So 9 jaar oud, nadat ek die gospel gehoor het, 2 weke seker daarna, toe steek ek alweer klaar iemand. Nee, ek het my eie wapentjie gehad, dit is wat noem hulle dit, 'n pons. Jy weet hy pons wat jy die leer druk. Ja. Hy pons, ek het daai was my wapen. Hy kan seermaak. Ja, en ek het al 2 ouens met hy ding gesteek al. So daai was my upbringing. Maar die mekaar klomp stoute goed aangevang wat kinders in Bellville maar doen. Baie beklei, baie geweld gesien. Kerk toe gegaan daai tyd toe nou ook? In daai tyd ja. Gaan nog steeds kerk toe, Sondagskool, steeds choice gehad nie. Daar was 'n keuse nie. My ma en my pa het nie vir 'n keuse nie. Julle gaan kerk toe. Whether hulle gaan of nie, maak nie saak nie. Maar die kinders moet in die kerk wees. So hulle gaan nie, maar julle gaan. So my pa het toe het kerk begin gaan by daai selfde kerk waar die American was. Hy het daar gegaan en hy het daar basically hy was lank daar. Ons was 'n tydjie daar en toe van daar af toe daai pastoor weggaan, toe gaan my pa weg van die kerk af. Toe is ons nog by 'n ander Pinksterkerk weer. Waar my ma ook toe is. Reg. My ma was ook by daai kerk en meeste van my familie was daar. So het was basically amper so 'n familiekerk. Reg. Al my ooms en tantes, hulle almal is by daai kerk en daai se kerk wat ons nou die langste by was. Ek dink amper dat die pastoor wat by daai kerk was, Pastor Julius. Ek dink hy het 'n gereformeerde education gehad. Want as ek terugdink daaraan, dan was hy die een wat gepraat het van sola scriptura. Goed. Hy is iemand gepraat van die skrif en die hoë agting wat ons het vir die skrif. En hy was ook 'n ou hy was amper so King James ou nie ou. Want hy was teen die NIV, hy was teen klomp van hy goed. Maar hy was ook 'n baie fundamentalist ou wat geglo het jy moet 'n doek op jou kop hê, jou vrouens se arms moet soos die wees, manne moet swem met lang broeke aan, daai tipe ding. Hy was die ding gewees waar hy in was. So ek was daar gewees, maar ouderdom van 14 sal ek sê. Het my beste vriend, met al die kattekwaad aan my aanvang, hy het 'n professional faith gemaak. Ja, ek was upset oor hy. Hy was tussen 13 en 14. Hy het daai ding gedoen en hy het alles gespoil because ek het nie baie vriende gehad nie. Dit was hy en ons twee het nou 'n paar vriende gehad, maar ons was nou baie geheg aan mekaar. En hy het nou die professional faith gemaak en hy was sommer radical. Immediately, hy was radikaal geweest immediately. En ek was upset oor daai ding. Maar dit het ook vir my getref in die sens die geknaagheid van as jy sterwe gaan jy hel toe.
was in my kop, agter in my kop in. Ek het toe die een dag, terwyl ek upset met hom was, oor die ding, het ek 'n nagmerrie van die Here wat op die wolke kom en ek val in die hel. Ek skrik soos daai wakker. Nee, en immediately as ek gaan na hom huis toe, ek soek hom, vra vir hom, wanneer gaan julle kerk toe? Hy sê nee, môre aand het ons homesel, dan kan jy saamkom. Goed. Ek kon nie wag vir die homesel te begin nie. Ek gaan toe homesel te saam met hom. En in die homesel is ek dink so about 40 oud mense, about 40 jong mense wat daar so is, en die een ou wat preek, en hy het gepreek oor the father heart of God. Maar wat my nie lekker gesit het in die homesel, het die mense het in tale gepraat, in rowwe tale, hulle het gerol op die grond, hulle het genoem, die manne het geskree soos mense wat geboorte gee, en hulle noem het travailing. Nee, daai was die eerste keer wat ek dit sien, maar die ou wat gepreek het, dan na alles daai, het gepreek with the Father of God, en op die ou einde wat hy van gepraat het, hoe lief God die wêreld gehad het, dat hy sy eniggebore seun gegee het, en as 'n pa, die tipe liefde wat hy bewys het, is in Christus Jesus, het word soos bewys. Daai het my diep getref, because ek self het gesoek na 'n pa, alhoewel ek 'n pa gehad het, hy was nowhere father, hy was a terrible person, nee, so, ek het altyd gesoek vir die tipe liefde en aanklank. En ek het daartoe 'n professional faith gemaak. En so, mense vra my altyd, wanneer het die Here jou gered? Dan sê ek altyd, ek weet nie eintlik nie. Ek weet nie of het daai tyd was nie. Because daar's history wat daarvan afkom. Nee? So, daai tyd, ek het 'n professional faith gemaak, ek het op my knie, ek het gehuil voor die Here, en my ma het my nie toegelaat om my kerk toe te gaan nie, omdat hulle gesien word as the modern church. So ek kon nie aan toe gaan nie. So vir die next 2 jaar was het ek en my Bybel. That's it. Ek het geweet hoe om die Bybel te lees, ek het in Genesis begin lees, en ek het die Bybel gelees. Ek het hom klaar gelees, seker 'n paar keer. Het ek die Bybel gelees, notes gemaak en so aan, en het was interessant, het was amazing vir my, die Bybel, maar daai was ook die soetste tyd wat ek gehad het met die Here. In Afrikaans of Engels gelees? Daai tyd. Jou Bybel? My Bybel in Engels. Engelse Bybel? Ja. Ek het die Bybel gelees, en my ma het toe begin sien die verandering in my lewe. En toe ek na die kerk toe gaan, na die groot charismatiese, daai was een van die grootste charismatic churches hier in die Kaap. Goed. Nee? Hoe gaan jy na 'n charismatiese kerk? Toe gaan ek daartoe. Okay. En daar het ek nou vriende geontmoet. Ek is ge-immerse in 'n Christian environment. En ek onthou daai tyd toe was dit nog steeds, het was 'n wit kerk, 'n blanke kerk, wat ruimte gemaak het vir ander rasse om te kom. Dit was nog gedurende apartheid jare, né? Hoe oud was jy toe? Ek was 14, 15. Goed. Reg. Toe ek daar kom. Wat gebeur toe daar? Wat gebeur daar so is, die kerk wat ons ingaan, ek is nog baie jonk, so ons eet alles op, en een van die ouens, wat 'n groot impak in my lewe gehad het, wanneer dit kom by lees, né, is 'n ou met die naam van Oscar Lamberts. Nee. Hy was toe my homesel-leader. En hy het 'n quote gemaak, wat ek weet nie so hy weet waarvan hy quote kom nie, maar is 'n quote van Richard Baxter, you must preach as a dying man to dying people. Hy het altyd duidelik gesê, en ek het gehou van baie van lees, boeke lees. Vir my was die Bybel so right. Maar hy het die ding gesê, hy het vir ons gesê in homsel, kyk man, vat net 15 minute om te lees, en as jy klaar gelees het, los het, dan gaan jy aan met jou lewe. Van die 15 minute 'n dag, dan lees jy. En die 15 minute het geraak, 'n halfuur, 'n uur, 2 uur. Ek kan nie ophou lees nie. Ja. So ek dink ek het my eerste boek by hom gekry. Ek kan nie onthou wat 'n boek dit was nie, maar ek dink dit was 'n Miles Monroe boek wat ek gekry het by hom. Wat my geïmpak het. Die beroemde Miles Monroe. Beroemde Miles Monroe was my favorite. Reg. En Miles Monroe het 'n massiewe bediening in Amerika, groot kerk, Prosperity Gospel. Yes, en het baie na ons kerk toe kom. Reg. Hoe het hy gekom?
Jy gekom, nee. Ja, ek het sy hele reeks boeke gehad, het almal geteken, gesign, My genade. almal hy klomp goed is. Miles was die ou. So jy's 'n disipel. Ek was 'n disciple van Miles. Hy is die eerste ou Reg. wat ek sal sê ek is 'n disciple van hom, né? I mean ek het ewen online goed saam met hom gedoen. But dan is 'n ander ou wat sy boek gekry het, Rick Joyner. Ja. Ken jy Rick Joyner? Ja. Rick Joyner is obvious, we know these are heretics. Ja. Maar dis die ouens wat vir my gedisciple het. Ek het Rick Joyner se boek vir my was indicted amper beter as die Bybel. Dis hoe ek gevoel het daaroor, né? So ek het daai man se boeke, so wat die Charismatic Church vir my gegee het was teaching material. Leer boeke. Dis waar ek lief begin raak het vir boeke. So nou die boeke wat my wat vir my gecounsel en gedisciple het, is Miles Monroe, Rick Joyner, Earl Roberts, Kenneth Hagin. Daai was die ouens, ek het hulle boeke geconsume. Goed. En omdat ek die knowledge het omdat ek so lief is vir boeke, as ek well spoken in sekere goedes en mense in die kerk het ook gesien, okay, die ouetjie is nogal ernstig met die Here. En so ek het baie vinnig geklim in die ranks, leadership en sulke goedes, né? Totdat ek nou later deel raak van youth leaders, ek is 'n home cell leier begin word, ek is 'n intercessory, 'n care group leader geraak, 'n prayer group leader, al die tipe goedes, né? En jy geniet dit. Ek geniet dit, is nice, ek ken baie, ek leer baie, ek kan oor dinge praat en dit is maar die charismatic world, soos daai. Maar dat is ook in diezelfde wêreld, wanneer allerlei goed gebeur, waar 'n mens ook sien dat sonde is nie 'n big deal nie. Verduidelik net gou vir mense wat nou nie weet nie. Sonde is nie 'n big deal nie, omdat Christus se genade genoeg is. Romeine 6 waar Paulus sê, so sal ons meer sondig omdat ons genade het? Sê sekerlik nie. Daai stelling kan ek nie toepas in die charismatic world nie, wat ek in groot geraak het nie. Want sonde was baie kere blatant, maar law was ook blatant. Maar law was toegepas wanneer dit kom by jou leier. Goed. As jou leier vir iets het, dan moet jy submit. Dat is 'n big deal. En as jy nie daai submission toepas nie, dan is daai amper 'n groter sonde as die ander goed wat jy doen teen Christus. Wow. Verstaan? Because jy word gehamer op daai, so daar was daai tipe power, rigide arm wat om jou was, sodat as jy teen jou leier sondig, is amper jy sondig teen God. Jy moet doen wat hy sê. Alles wat hy sê is reg, jy moet dit doen, jy moet obey. En was ook in daai tyd was daar ook die stelling wat totaal en wat Jesus sê van die Farisees, hy sê, do what the Pharisees tell you, because they sit in the seat of Moses, but don't do what they do. En daai is nou nie 'n positive ding nie, né? Maar in daai tyd was daai gebruik gewees om te sê, ek as jou leier, jy doen wat ek sê, jy hoef nie doen wat ek doen nie. So ek kan die verkeerde goed doen, jy moet nie hy doen nie, maar jy moet doen wat ek sê. Byvoorbeeld as van pastore wat in adultery geval het, wat nog steeds pastore gebly het. Daar was nie regtig in die tyd wat ek daar was, waar die mens church discipline gesien het, soos in excommunication, of as iemand uitgevang was, of die sonde raak public, dan sal dit gesê word, want almal weet mos nou klaar daarvan, en as miskien soos daai met gedeel word. Maar behalwe almal die nitty-gritties van daai, in die charismatic movement, ek het die charismatic movement gelos, because ek het net gevoel, people don't, jy sien heilig genoeg heiligheid nie. Ek het weggestap van, daai tyd, ek dink een van die worship leaders, hy het saam sy girlfriend gebly, maar hy is die worship leader. Ja. Nee? En sy girlfriend het swanger geraak, en toe is het nou public, en toe word het aangespreek. En toe besluit ek net, hy is nou die laaste, ek kan nie meer hier so wees nie, ek soek 'n kerk waar mense meer die Here vrees. Nou, ek moet ook dit sê, terwyl ek in die charismatic movement was, nee, was 'n klomp dinge wat ons gedoen het, wat ek gedoen het, wat totaal en al teen die skrif was. Nee? Maar wat okay was, because waar ek kan maandag maar net bely. Sien? So ek kan vir my die weekend, oor die weekend, nee, ons kan die Vrydag of die Saterdag het ons prayer meetings.
Maar Saterdag aan kan ek my drank drink saam met almal wat in die prayer meeting was. Nee, ons kan lekker jol, ons kan klaps toe gaan, ons doen almal uit tipe goedes en dan Maandag dan sê ek net Here, ek is sorry. Dan gaan ek maar weer aan met my lewe. En die musiek speel en ons doen worship. Yes, en het is so ek myself het gevoel soos ek is 'n hipokrit hier in die kerk. Ek is 'n hipokrit. Maar as net ek is as even die ouens wat my accountable moet hou, vir hulle is dit nie 'n big deal nie. Reg. Sien? So ek moet nie uit. So ek het nie gegaan omdat ek onskuldig is nie. Ek het gegaan want die ding gaan my nie help nie. En ek wil die hel toe gaan eendag nie. En ons weet in die Charismatic Movement en Pentecostal Movement is daar niks 'n soorings of selfwyse nie. Né? Jy het nie 'n guarantee dat jy hemel gaan bereik nie. Geloofsekerheid is nie daar nie. Jy het nie daai nie. Because why? Want jou werke bepaal. So ek kan miskien Sondag net voor doodgaan, dan gaan ek hel toe. Dis so 'n ding, né? So jy altyd daai vrese agter in jou kop. Hoe weet jy gaan definitief dit maak? En nou ek kan nie hier bly by die kerkie want ek dink ek gaan dit maak as ek hier is. Is so 'n kerk wat daar meer vrees van die Here is sodat ek dit kan maak. Kan ek net daar sê die hele in Engels doctrine of free will waar ouens sal sê ek het 'n vrye wil en jy kies, maar môreoggend kan ek verkeerd kies dan as ek in die hel. Dis dit. So ek het 'n vrye wil. Ek is nie in sonde gebore en ontvang nie. En dit is 'n baie groot kontroversie selfs nou sien ek in van die charismatiese kerke. Ja, jy het 'n vrye wil en so jy het gekies om hel toe te gaan, bro. Die Here het jou gered, maar toe spring sy uit sy hande uit. As daai tipe ding. Maar anyway, ek gaan toe van daai kerk af. Ja, wat doen jy toe? Na my oom se kerk wat baie streng Pinksterkerk is. Ek gaan toe van daai kerk af na my oom se kerk toe. Baie streng. Ek het dis 'n oom wat ek baie admire het. Ek het hom admireer omdat hy 'n streng ou is. Hy's 'n ou wat geregtigheid wil hê. Nee. Hy loop 'n strydlyn. Dit is die ek gaan na hom toe. Ek trek toe in by sy huis. Ek sien hoe hy met sy familie is. Ek admire dit. Ek sien 'n man wat rondom die tafel met sy kinders sit, wat bid saam met sy kinders, wat die woord oopmaak en almal daai klomp goed. Dus ek sien pastore wat inkom wat hy counsel. En ek dink ek is in die regte plek. Dis waar ek moet wees. Integriteit en almal daai tipe goed sien ek in die ou. Hy's 'n Pinksterman. Ek praat ook nog van ou Pinkster. Praat van wat hulle vandag noem Pinkster. En ek is toe daarso en ek is bly ek is daar en hy was ook baie teen die charismatiese beweging, especially prosperity teachings. En ons het baie oor gepraat. Ek het net baie oor die ding gepraat van prosperity en sulke goedes. Maar nog steeds ons is word of faith. Ons is word of faith. So ons maak 'n divide tussen prosperity preaching wat sê jy moet gesond word, jy moet altyd dit, jy moet alles hy. Ons maak 'n divide tussen daai en die word of faith. Jy spreek lewe. Ja, word of faith is yes. Jy spreek power, die krag van die woord is in jou mond, jou tong het daai krag. En jy spreek lewe. En jy spreek lewe, jy kan lewe in 'n situasie spreek. Jy kan die atmosfeer verander. Almal daai tipe die gawes is daarso. Jy vloei in die gawes in, né? En alles daai is deel van die persone van die kerk wat ek in is. Right. Wat gaan jy toe preek? Maar die heel eerste wat ek begin preek so in die Charismatic Church, toe preek ek toe ek 19 jaar oud was. Ek is net klaar met skool. Ek is besig om te werk. Die ou wat ek vir werk, hy's 'n Christen en sy vrou is 'n teacher by 'n skool en sy invite vir ons om na die skool te kom en hy vra vir my om te preek. En ek preek by die skool en 'n amazing ding gebeur by die skool. Die kinders begin te huil. En 'n paar kom uit en hulle almal sê die Sondagsgebed. Ek lei vir hulle die Sondagsgebed en twee onderwysers doen dieselfde. Dat was 'n big deal. Die storie het versprei baie vinnig en mense het baie vinnig gedink, "Oh, wow, die ou is kwaai." En ek het gedink, "Jo, ek is nogal great, jong." Maar ek word gebruik deur die Here. Ek weet nie of enig van daai mense gered geword het, maar dit was die experience van daai tyd gewees. Okay. En daai by my gebly
Mense het altyd geprofeteer oor my lewe om te sê die Here gaan jou gebruik. Sy is 'n magtige man van die Here. En ek was baie lief vir evangelism, vir evangelisme, so deur tot deur gaan, straatprediking. Dit was maar in ons familie om dit te doen. So dat was nice geweest. Maar nou sit ek hier by die kerk en ek kry opportunities, baie opportunities om te preek. Nie net hier nie, maar by ander kerke te preek. En soos mense my hoor by ander kerke preek, word ek ge-invite. Nou word ek hulle nooi my nou, as 'n konferensie, ons soek die man van die Here. Bring die man van die Here. Ek jump nou eintlik baie voor. Laat ek net eers 'n bietjie terugkom. Ja. Okay. Hierdie Charismatic World gelos. Ja. Ek is nou by die Pinksterkerk, maar ek is nog nie 'n lid van die Pinksterkerk. Ek is nog nie 'n lid daar nie. Ek visit maar nou eens daar. In hy tyd begin ons 'n koor. Nee, 'n gemeenskapskoor waar ek ook betrokke in is. Ek lei die koor, ek is die leier van die koor. En ek het 'n ander vriend, 2 vriende. Een is 'n pastoor uit 'n kerkie, maar weet hoe dit is, hy's 'n pastoor. En ons 3 besluit toe ons 'n kerk plant. En ons plant 'n kerk. Goed. Hier in Bellville. Watter jaar is dit? Daai is 97. Reg. Goed. Daai is 97. Mandela as president nog. Yes. Hy's 1997. Ons plant die kerk daarso en die koor word in dieselfde tyd as hy wat die koor begin het en so aan. So ons nou die kerk en in daai kerk word ek ordain as die leraar van die kerk. Alright. En as in daai tyd ook wat ek regtig beginne in die prosperity movement kom. In die sens van nou praat ek van 'n ding wat ek gelike het om te preek is Miles Monroe se goed te sê en sy goed het opgelet saam met Creflo Dollar hulle en hy man hulle kry almal van daai van hom af en ek het self begin preek die little God false doctrine. You're a chip of the old block. Nee, God is die mountain. En as jy 'n klippie van die mountain vat en jy toets wat die materiaal in daai klippie is en jy toets die mountain, dit is dieselfde materiaal. Jy is goddelik. So jy het die krag wat hy mountain het. Nee? Jy kan goed spreek. Ja. You can call those things that are not as though they were. Ja. Sien? En jy beoefen dit toe nou in jou gemeente. Yes, ek beoefen daai goed. As ek in ons gemeente, ek sal vir 'n ou vra, so as jy voor die spieël staan, as jy vanoggend opgestaan en jy kyk jouself in die mirror, vir wie sien jy? Mariel? Nee, jy sien vir God. Ja. Dis die goed wat ek gepreek het. Ja. Who am I and why am I here? Ek was lief vir dit. En ek sou vir daai boodskap van my, who am I and why am I here, is seker die springboard wat gemaak het, wanneer ek was by 'n konferensie met klompie Pinkstermanne, en die pastoor het my genooi daartoe, hy het 'n lekker gevoel nie, en hy het sommer op die spot toe, hy moet opsaam te gaan preek, toe staan hy op te sê, die Here wys vir my, daardie man van die Here gaan vir ons vandag preek. Dis ek. Dan kom jy op. Toe kom ek op en gelukkig in my Bybel het ek 'n outline van die sermon wat ek al gepreek het al, who am I and why am I here? En ek preek daai sermon en die krag, soos ons sal sê daai jaar, die krag van die Here het geval. Dit was of nie die krag van die Here nie. Dit was emotionalism, dit was hype, dit was alles daai. Die het ons gesê, amen, die vrouens het opgestaan. Waaroor preek ek? Ek sê vir jou wie jy is. En wie jy is amazing, hoor. Wie jy is alles wat die wêreld sê jy is nie. Wie jy is groter as jou omstandighede. It's amazing. En daar's mense wat daar so sit, wat in diep probleme is, en dis wat hulle wil hoor, is die beste ding ooit. So ek is nie 'n mislukking nie, ek is nie dit, ek is nie daai nie. En dit raak vir jou diep, en mense begin huil, en mense begin sê, yes, ek glo daai boodskap, dis die ding. En die hype is daar, en wanneer die emotional hoog is, dan is dit die gees. As die emotions hoog is, dan word hy geïnterpreteer as die Heilige Gees wat vloei nou. Jo, okay. En so na so 'n diens, dan kom 'n klompie pastore en bishops en apostels en goed is na jou toe en sê hulle, man van die Here, die Here het jou gebruik vandag. Gee my jou foonnommer man, gee my jou details. Ja. En dis wat gemaak het,
dat ek word nou hier gebruik, ek word nou daar, ek by 10 dienste. En jy's besig. Baie besig. Almal wil jou hê. Hulle wil my hê, ek is besig en ek preek en ek preek en ek praat. En wat begin er gebeur het, hoe die healing services begin het is, ek het by 'n 10 diens gepreek in Mitchells Plain, waar ek 'n woord van kennis of 'n woord van kennis gekry en gesê het, die Here wys vir my. Hierso siek mense hierso. Sit jou hand nou daar waar dit siek is. Waar leer ek dit? Is TBN. Nee? Sit jou hand nou daar. Ek het geglo in daai tyd dat dit is die Here. Van enige gedagte wat jou kop na toe kom, glo jy is God wat praat. Enige gedagte is God wat praat. En mense het hulle hande op en ek bestraf die duiwel en ek spreek genesing. Die next dag, selfe 10 diens, ek gaan weer preek by 10 diens. Toe sê 'n hele klomp mense wat testimonies het. Man, toe hy man van die Here sê, dit was ek. Ek is genees. Ek is gesond. Dis wat mense gesê het. En wat daai veroorsaak is, die man the gift of healing. Die is iemand van die Here. En nou word ek genooi. Nou kom ek by die een plek en ek sien daar's 'n groot poster op, né? Healing Crusade. Mario Manewil. Man van die Here. En obviously voel ek, wow, it's amazing. Jokie, wat die Here het my mos gelig, man. Die Here het my gelig, man. En nou, ek wil amper die ding amper private hou van die local kerk af, van hulle gaan my limit, man. Hulle gaan my terugdruk, hulle gaan my terugstoot, hulle weet nie wie ek is, man. Die mense weet wie ek is. Sien? En ek is besig om dinge te doen sonder die local church, actually. Want ek is nou die man van die Here. Wat gepaard met hy gaan, ongelukkig, wat gepaard met hy goed is gaan, is vroumense. Dis hoekom ek kyk altyd die ouens, die groot manne, en dis hoekom ek is verbaas in Benny Hinn wat in adultery kom het. Nee, ek sê verbaas en wanneer mense hoor van die heretics wat alles in immoral sins val. Because die atmosfeer is ryp vir die. Jy is daai man van die Here en jy is amper die antwoord vir, sê 2 Petrus vir swak vrouens. Jy is amper die antwoord vir hulle. En hy vrouens, jy hoef nie vir hulle te soek, hulle gooi hulle self vir jou. Jy kom in 'n environment en jy's getroud, ek is 'n getroude man nie. Ek kan nie imagine hoe het moet wees as jy 'n getroude man is in 'n environment, dit is nog worse. Maar vrouens kom sal voor aan jou, hulle nooi vir jou vir etes en is lekker en hy tipe goed is en dan omkom van die ding en dan slaap jy met 'n vrou. Dis ongelukkig wat gebeur het. Jy slaap met die vrou, maar môre gaan jy weer nog preek daarvoor. En jy sus jou met dit as is so bad because die krag val. Want as praat van die krag val, praat ons die emotional hype gebeur nog steeds. Die mense is nog steeds, hulle huil nog steeds, hulle val nog steeds in die gees. Hulle kom nog steeds, as jy jou hand op lê, hulle val nog, as allerlei klomp goed gebeur nog steeds, al het jy 'n immoral life, daai gebeur ons. So dit kan nie die Heilige Gees wees nie. En as jy dit lank genoeg doen, dan besef jy, dien ek hier. En dis wat my gebeur het. So wat my gebeur het is, wanneer ek huis toe gaan van so 'n ding af, dan was ek het sleg gevoel. Ek kon dit nie, ek is net happy as ek op die stage is. As ek by die huis is ek miserable. Ek probeer om te bid, maar ek kan nie bid het, die Here kan nie met my, woorde kan nie uit my mond uitkom nie. Nee? Maar as ek op die stage staan, ek sal die amazingste gebed kan sê daar. Nee? Ek kan nie, ek lees die Bybel, maar asof dit net blanks is. Ek verstaan nie die simpel goed in die woord nie, maar vat ek nou 'n rejoin 'n boek as ek excited en encouraged by het. Kon dit nie verstaan nie. Dis soos 'n dubbele lewe. Ja, so my private life by die huis, ek kon nie met die Here wees nie. Ek kon nie bid nie, ek kon nie tyd met die Here spandeer en it was terrible. En waar kom die breek toe? Waar kom die groot breek toe? So wat toe met my gebeur en hy het ek begin suicidal raak, begin depression te kom. Oor dit, want ek kan nie verstaan nie. En my question wat ek gehad het was ek sê toe vir myself, nee man, daar's miskien nie 'n God. Miskien is daar nie 'n God nie, man. Because hoe kan, as daar 'n God is,
dan kan hy nie heilig wees nie. Hy kan nie righteous wees nie. Because ek weet wat ek doen is sonde. En dan gebruik hy vir my om almal daai wonders te doen, die krag val, die Heilige Gees is present. Hy's 'n Heilige Gees. Want ek het regtig gedink as die Heilige Gees. Né? So nee man, ek dink ja as 'n God. Miskien as hy 'n God. Ek dink ek moet net wegkom. Want my lewe is miserable. Ek het niks close vriende meer nie. Ek is alleen. Ek word gesien as die man van God, maar niemand weet wat ek in die private doen nie. Sien en almal daai en ek het besluit, ek sê toe vir die pastoor wat my oom is, ek sê toe vir hom, luister, ek is klaar met die kerk. Ek is klaar met die Here. Ek gaan nou stap. Ek het hom daai gesê die Dinsdag. Die Woensdag het ons 'n diens, 'n evangeliediens wat ek moet lei. En hy sê vir my, "Maar jy moet nog môre diens lei." Die het niks gehoor wat ek gesê het nie. En ek sê nog vir hom, "Oké, nie is reg, ek sal nog nie môre diens lei, maar dan sê klaar." En ek sê vir die Here, "Here, môre is my laaste dag op die job." Dan is ek klaar met jou. En is klaar met jou kerk. En die Woensdag aand het ek die diens gelei en die krag het weer geval. Die krag het weer geval. Ja. Emotional hype, het was en dit met iemand wat ek daarvan aan my diens, dus ek nog meer kwaad. Sê, hoe kan jy my gebruik, Here? Ek onthou ek het nog in die pad afgestap en geskel in die pad met die Here. Oor daai ding. En ek het hy next week het ek uit die huis getrek, ek het vir my 'n flat gekry, weg van almal, want niemand weet waar ek bly nie, en ek vir die next jaar en 'n half het ek daar gebly. En ek het in die wêreld gegaan. En die kerk gelos. Kerk gelos, vriende gelos, almal gelos en ek het die wêreld gepersoe. En Miles Monroe gelos. Alles gelos. Baie goed ook gelos. Alles gelos. En toe gaan jy Kimberley toe. Nee, ek is nog nie Kimberley toe nie. Ek is in die wêreld toe. Ek is toe in die wêreld vir about 'n jaar en 'n half. Ek raak die mekaar met verkeerde mense. Ek is betrokke in drugs. Ek meet Nigerians, ek meet all sorts of things en ek is nou sommer nog diep in die wêreld. Nou sien ek vir die eerste keer wat nightclubs is. Ek is in donker hoeke, ek is betrokke met gun smuggling. Ek wil nie daaraan gaan nie, maar 'n terrible goed. As ek betrokke in 'n met 'n short space of time. Een van die oomblikke wat vir my nugter begin maak het, was toe ek wakker skrik eendag op strandstasie. Want ek het my so dronk gedrink op die trein. Jy het nie geweet waar jy is nie. Ek het aan die slaap geraak daar. Ja. Toe skrik ek wakker 2 uur in die oggend op strandstasie waar die trein stop. My jene. En ek dink hulle kom my doodgemaak het mos. Ek het mos iets oorgekom het. Ja. En ek is daar so en ek dink, ja, kopseer, drank, my vriende het my nie eens wakker gemaak en gehelp nie. Ons was mos 'n groep wat saam gedrink het. Ja. Hulle my net daar gelos. Alleen. Dit was 'n wakker skrik oomblik vir my. En daarna het ek nog keer en van daar af het as 'n keer wat ek uitgeroep het na die Here en gesê, Here, ek weet nie wat aan nie. Maar die grootste turning sal ek sê, was 'n vriend van my wat saam met my gewerk het, sy naam is Gertse. Gertse was 'n baie goeie gitarist. Nou die tyd wat ek die koor gehad het ons baie concerts gedoen en hy het vir 'n ander groep gespeel en gitaar gespeel en so. En toe het ons saam begin werk, ons was nou like buddies en hy het altyd na my flat gekom en saam gedrink en die een aand terwyl ons drinks lekker dronk, vra Gert vir my broer verlang jy nie daai dae nie man. Toe ons die Here gedien het man. Ek sê ja my broer, ek verlang hy daar is nogal, hy was nice daar gewees pad. Wie sê hy daar was real? Nou mens as man, ek sê maar hy daar was beter as die daar. Ek sê ja, dit is so. Hy sê nee, ek dink nogal baie aan hy daar. En ek sê nog vir hom, vergiet van daai man. Ons geniet die lewe nou. Vergiet van daai. En Gert sê ja, miskien vergiet daarvan. En Gert se gaan toe huis toe daai aand. En die next oggend, wat ek by die werk kom, kry ek die tyding. Gert het homself deur die kop geskiet. Hy het hom doodgemaak. Hy het van my huis af gegaan. Huis toe gegaan, na sy vrou toe. 'n gun opgetel en hom doodgeskiet. En ek was die laaste ou met wie hy gepraat het. En ons was so in 'n ding dat ek kan sê, wie dink aan sulke goed? Daai neda het my lewe geskit. Want ek sê my as ek altyd aan dink ek
as ek net my regte verstand gehad het, is net, hoekom het ek nie, miskien kon ek hom, miskien wou hy meer gesê het, miskien, ek het afgebras man, los die man, ons geniet onsself pas nou. Ek was by nog iemand in sy lewe, wat soos almal was. Daai het my geskit. Ja. Het my geskit, ek het na sy vrou toe gaan, sy het my vertel, dan kan ek, daai het my lewe gesit. En van haar af het ek begin uitroep na die Here, toe sê, Here, ek weet nie,